Nou, vanaand om 6:00 is dit ons aanddiens. Nou ek raak vanmôre 'n onderwerp aan wat 'n geweldige baie onderwerp is. Hy het 5 afdelings, 5 punte. En ek wil jou stadig deur dit neem. Eerstens wil ek 'n boodskap bring, tweedens wil ek beoog om jou te leer in hierdie dinge, om vir jou te wys. Ek gaan 'n bietjie 'n videoklip vir jou wys wat net in hierdie afgelope week oor die nuus gekom het, 7 uur nuus. Ek wonder hoeveel van u dit opgelet. Ek wil vir jou wys hoe ver is ons op God se horlosie. En so 6:00 gaan ek vanaand aan. Ek gaan uitkom by die hoe. Ek praat met jou vanmôre oor die valse profeet. Verlede week het ek met jou oor die anti-kris gepraat en hy gaan op die toneel kom. En 1 Johannes 4 sê, en daar is die gees van die anti-kris heers alreeds. En ek het hierdie week baie daaroor gedink en ek dink soos wat in narkose 'n sekere tipe ding ingespuit is om jou te laat slaap, in hierdie gees van die anti-kris is daar iets ingespuit en ek noem dit sommer hipnose. Ek noem dit traag my agtig. Ek don't worry. Daai gees van mense. So dis ingespuit en jy sien dit vandag in mense. Vriende, jy sien dit om jou. Jy sien kinders van die Here wat don't care geword het. Jy sien dit maar net. Dis asof daar 'n afvalligheid is binne in die kerk. Hulle gaan vanaand praat oor die onderwerp waarom kerke leegloop. Kan jy glo dit word al oor die kerk, oor die radio, is dat die grootste bekommernis vir die wêreld daar buite, kom loop kerke leeg. Hoor gou mooi, dis 'n teken van die koms van Jesus. Glo jy in die koms van Jesus? Glo jy dit? Wys gou vir my, glo jy? Glo jy dat jy gaan saamgaan? Hy gaan nie vir almal kom nie. Ek wil vir u sê, as ek na hierdie gedeeltes vanmôre gaan kyk, ek wil vir jou sê, daar's 'n groot groep mense, kerkmense wat gaan agterbly. 'n Groot groep kerkmense wat gaan agterbly. So vanaand gaan ek met jou praat, ek gaan uitkom vanaand by die 5-puntplan van die valse profeet. Om dit in die wêreld reg te kry, die valse profeet stel die kerk voor, kan jy dink dat die anti-kris gaan sy gif kry by die valse profeet, en die valse profeet kry sy gif by die draak, by die Satan self. So die wêreldstelsel, die wêreldorde, nie die nuwe wêreldorde, gaan die kerk gebruik. Hoor ek vanmôre sê, hy gaan die kerk gebruik om sy vuilwerk daar buite te doen. Die kerk. Hy gaan mense gebruik, lidmate gebruik om sy vuilwerk daar buite te doen. So ek gaan môre daaroor praat, maar vanaand, daar's 5 punte in die gedeelte wat ek vanmôre vir jou gaan lees. Is daar net 5 punte hoe hy dit gaan doen. En ek hoop ek kan vanmôre daarby kom, ek glo nie, maar ek gaan dit vir jou noem. 5 dinge. Jy moet vir daai 5 dinge so bang wees. Jy moet wake up wees. Want as jy jou skuldig maak aan een van daardie 5, en dan gaan dit die heel laaste vanmôre vir jou lees, vir u wat nie vanaand miskien nie kan wees nie, ek wil jou waarsku, ek wil nooit eendag hê, jy moet vir die Here kan sê, u wat nie vanaand hier is nie, jy het dit nie geweet nie, ek wil jou waarsku. Ek wil vir u sê, van maandag aand af broei hierdie boodskap in my hart. Dit is geweldig swaar op my hart, dit broei. Ek wil hierdie gemeente waarsku, ek is bekommerd oor die gemeente. Ek weet nie, toe ek hierna toe gekom het, paar jaar terug, 'n hele paar jaar, het ek gesê, was dit my intree boodskap, ek wil hierdie gemeente voor die Here Jesus gaan stel, ek wil aan die Here Jesus gaan voorstel, maar ek is bekommerd en ek besef, daar's baie mense wat ek nie aan die Here Jesus gaan voorstel, wat deel was van hierdie gemeente, of deel is, wat as dit terugsak. So ek wil vandag my hart met u uitpraat en vir u waarsku. So daar's die bidure, Woensdag is dit bidure 9:00 oggend en 6:00 aand die gemeente bidure, en dan ook die koelkerk, en u kan self die res daar dan ook saam lees. Here Jesus, dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Ons is hier, Here, ons is in die huis, ons is in die teenwoordigheid. Ons is hier, Here, omdat ons u stem wil hoor. En Here, ek wil vanmôre bid met daardie stem wat u vir Lazarus uit die graf geroep het. Roep met daardie stem vanmôre en gaan vanmôre deur grafdeur, hoe dik dit daardie grafdeur en hoe van staal daardie grafdeur ook al mag wees, hoe onmoontlik dit ook mag lyk. Wel ek bid, Heilige Gees van God, u kom by Esegiel en vra vir hom hierdie woorde, kan bene weer lewendig word? En dan sê u hierdie woorde, kan hierdie bene weer lewendig word? En Esegiel het ook maar gewonder en hy het ook maar gekyk en hy het ook maar gedink, kan dit? Sal dit? En toe sê hierdie woorde, Here, u weet. Here, hier sit vanmôre mense, u weet.
Petrus sê op die einde toe hy van vra in Johannes 21, het jy my waarlik lief? Petrus, hy sê, Here, U weet. God weet vanmôre wat in hart aangaan. En ek wil bid, Here, wanneer die woord sal kom vanmôre, dat U die woord sal gebruik. En Here, skud maar, ruk maar maatjies uit. Help ons om wederkoms gereed te wees. Om te besef, die uurglas van God is stadig. Ek wonder of hy nie al uitgeloop het, of daar nie maar net iewers 'n paar korreltjies vashak wat hang nie, Here, omdat U vanmôre afspraak het met iemand hier teenwoordig. Dankie dat ek dit vir U kan vra. Ek bid dit in Jesus se naam. Ook vir Annelie daaronder, Here, met die kinders, wil ek bid dat U by hulle sal stil staan. Here, wen kinderharte. Here, ek het dit gisteraan vir Annelie gesê toe ek op die bed gesit het. As ek hierdie dinge baie jare terug al my eie kon gemaak het, hierdie dinge bestudeer het, Here, daar so baie in God se woord, dit voel vir my 'n leeftyd is te min, om deur God se woord te werk, om te lees, om dit te eet, wat U sê, Here, help hierdie kinders, gee vir hulle eetlus vir God se woord, maak hulle nuuskierig, Here, maak hulle opgewonde, gee behoefte in daardie harte, Here, en ek dank U dat ek dit vir U kan vra, ons bid dit in Jesus se naam, amen. Ek gaan vir die geleentheid gee dat ons die Here kan dien met sy tiendes en ons offergawes. Op jou pad kom 'n dag as jy God bly verwerp, waar jy sy gees vergoed kan verlaat. Jy ontvang en geniet wat hierdie wêreld jou bied, maar bereken wat dit hierna sal baat. Weet jy wat dit sal kos as God jou nie verlos? Al het jy eer en rykdom behaal, jy het nog alreeds miskien te ver weg gedwaal, maar bereken wat dit hierna sal baat. Jy verruil dalk jou woord op 'n hemel. Here Jesus, baie dankie vir dit wat ons as gemeente vir U kan gee. Dis deel, Here, uit dankbaarheid vir soveel wat ons uit U hand uit ontvang het. Dag vir dag, Here, U sorg vir ons. En dis maar 'n klein blyk van waardering, Here, om net gehoorsaam te wees, om vir U te gee dit wat aan U behoort. Dankie dat ons dit kan gebruik, Here, vir die uitbreiding van U koninkryk, want ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ek gaan vir die kinders vra om na die agterste by die voorportaal aan te meld. Ek wil net gou by u hoor, dis nie vir u te koud nie, nê? Alles reg? Blaai saam met my na die boek Openbaring. Die boek Openbaring, en ons is daar besig. En Openbaring hoofstuk 13. En ek wil graag vanmôre met jou praat oor die valse profeet. Wie is die valse profeet? Dis belangrik om dit te weet. En ek het verlede Sondag vir u gesê, daar gaan 3 persone op die wêreldtoneel verskyn. Dit gaan die Satan wees. Hy staan ook bekend in die boek Openbaring as die draak. Dan gaan die anti-kris verskyn op die toneel, en dan gaan ook die valse profeet. Nou as jy terugkom na die kaart toe waaroor ek met u praat,
dan sal jy sien dat ek het dit vir u gesê en ek wil dit weer vir u sê vir mense wat miskien misverstaan het. Ons leef nou daar. Die brief aan die gemeente van Laodicea. Laodicea beteken menseregte, beteken lou kerk. En dan die volgende gebeurtenis volgens die boek Openbaring. Hierdie is Openbaring hoofstuk 3. Die volgende is hoofstuk 4. En ons lees van daardie gebeurtenis in 1 Tessalonisense 4 vers 16, waar die kerk van die Here Jesus die bloed gewas is. As ek noem die kerk, praat ek nie van 'n denominasie nie. Ek praat van mense wat waarlik weergebore is. Mense wat werklik weet dat hulle sondes vergewe is, wat 'n kind van die Here is. Nie mense wat 'n gedaante van godsaligheid het nie. Daar's baie mense, godsdienstige mense, hulle behoort aan 'n kerk en hulle kom jare deur die kerk en hulle dink maar, omdat ek 'n lidmaat is van 'n kerk, is ek nou 'n kindjie van die Jesus. Nee, jy moet weergebore word. Hier gaan net weergebore mense saam. En Paulus beskryf dit in 1 Tessalonisense 4 vers 16. En jy gaan van daai gebeurtenis ook lees in Openbaring 4. Johannes skryf, hy sê, en na hierdie dinge het ek die hemele geopen gesien. Met ander woorde, hy kyk nou in die hemel in. En nou sê Paulus dat daar het iets gebeur. Hy sê, en ons sal die Here in die lig tegemoet gaan. Met ander woorde, die Here Jesus gaan halfpad kom, as ek dit so kan sê, en hy gaan roep, hy gaan blaas soos met 'n basuin, sê Paulus in 1 Tessalonisense, en dan gaan die kerk opgeraap word. Jy kan nou praat van die wegraping, opraping, jy kan wegname, net hoe jy wil. Die kinders van die Here gaan die Here Jesus in die lig tegemoet. Is dit nie wonderlik nie? Terwyl ander op aarde besig is, nog soos normaal, miskien nog met jou werk. Die Bybel sê 2 sal op dieselfde bed wees, die een sal aangeneem word, die ander gaan agterbly. Dit gaan gebeur in huisgesinne ook. Miskien gaan mamma daar nie meer daar wees nie, mamma wat so baie vir hierdie gemeente of vir hierdie gesin gebid het. Miskien is 'n seentjie wat baie vir sy pappa of mamma gebid het. Die seentjie gaan weg wees vir die dogtertjie. Kyk mooi wat hier gaan gebeur. Nie almal gaan sy stem hoor nie. In Johannes 12 vertel Jesus 'n baie ware ding. Toe God praat oor sy seun, toe sê hy, en hy kyk na sy seun, toe sê hy, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. En dan sê die Bybel, en al die omstanders wat daar gestaan het, vir party was dit so gewees, soos 'n donderslag. Jesus praat, God praat en hy verwys na sy seun, hy sê, dit is my geliefde seun, hy praat, hoorbaar. Party was dit 'n donderslag gewees. Ander het gesê, waarlik. Hoor wat sê daar. Johannes 10 sê, daar's 'n paar vereistes as dit kom by sy skape. Sy skape luister na my stem en hulle ken my stem. Ken jy die stem van Jesus? Hoor gou mooi. Ek moet dit vanmôre vir jou in die begin van hierdie boodskap sê. As jy nie die stem van Jesus ken nie, gaan jy nie die geluid hoor wat sê kom op. Jy gaan nie daar by sy gesê. Jy gaan nie weet dit is eers hy nie. Vir party gaan dit soos 'n donderslag wees. Wat gaan nou aan? Jy gaan dit hoor oor die nuus. 'n Paar duisend mense is missing. Vandag is 'n paar duisend mense net missing. Het jy gedink aan 'n vlieënier wat die Here Jesus ken? En hy vlieg nog so, hoeveel vliegtye gaan val? Het jy gedink gaas op aarde? Het jy daar gedink? Ek kyk nou mooi. Dan gaan die kerk, die kinders van die Here gaan daar wees, daar vir 7 jaar. Daar gaan die bruilof van die lam plaas. O, dis wonderlik. Maar hierdie, ek praat met jou oor hierdie, dis 7 jaar van geweldige verdrukking. Kyk gou mooi. Ek gaan jou dit 'n bietjie groter maak. Daar is daai gedeelte. Daar, as die kerk is weg, kinders van die Here is weg. En hier, vriende, gaan lees van hoofstuk 5 af, in die boek Openbaring, tot en met Openbaring 19. Ek wil vir jou sê, jy sal nie slaap nie. Wat wag vir daai persoon of persone, vir daai man en vrou, wat die Here Jesus in hierdie lewe verwerp het, wat nie tyd het. Jy kan hier sit, in hierdie kerkgebou vanmôre, maar jy het nie werklik tyd vir Jesus nie. Jy maak nie tyd vir hom nie, hoor gemooi. Ek wil vir jou sê, as kind van die Here, as ek bang, as ek hierdie gedeeltes lees, en ek moet dink aan die gemeente, ek moet dink aan mense in hierdie gemeente, wat dit nie gaan maak nie, hoor gemooi. As leier van hierdie gemeente, geestelike gemeente, ek gaan jou waarsku vanmôre met 'n verskriklike woord. Daar's mense in ons gemeente wat dit nie gaan maak nie.
Jy moet dit hoor wat ek vir jou sê. Jy gaan agterbly. Dit is 'n verskriklike tydperk. Daar gaan die anti-kris geopenbaar word. Die eerste 3,5 jaar gaan dit baie mooi wees. Hy gaan as die vredevors, daar kom hy uit op 'n wit perd, hy verander in 'n rooi perd. Daar kom met 'n wit perd en almal gaan sê, "Wow, kyk vrede, wit staan vir vrede." Die Bybel sê hy kom uit met 'n boog, met 'n kroon en hy sit bo op 'n wit perd. Daai kroon en daai wat praat van die heerskappe, hy kom uit om te heers, maar dit is 'n boog sonder 'n swaard. Dis 'n boog sonder 'n pyl bedoel ek. 'n Boog, vrede. Hy gaan die vredemaker wees en ek het verlede Sondag met jou gepraat en ek gaan nou vir jou ietsie speel. Maar so gaan hy kom tot hierso. Dit gaan 'n baie mooi tyd wees. As ek sê mooi tyd, die eerste 3,5 jaar gaan verdrukking wees en dan gaan die groot verdrukking, 'n verskriklike tydperk. Vriende, verskriklik. Hier gaan 'n kontrak, hier gaan 'n verbond wat die anti-kris met Israel gesluit het. Iets gaan hier verkeerd loop in die middel van die groot verdrukking en dan gaan hy verander in 'n tiran. Hy gaan nie geopenbaar word. Hy het 'n handlanger wie se naam is die valse profeet. Daar is die anti-kris. Daar is die dier, die draak en daar is die valse profeet. Terwyl Gerard vir ons iets regkry, wil ek hierdie gedeelte vir u lees in Openbaring hoofstuk 13 en ek gaan nou lees oor hierdie persoon, die valse profeet, wat op die toneel gaan kom. Op hierdie stadium het die anti-kris al reeds. Nou jy moet tog terwille van studie vat jy Openbaring 13, die eerste 10 verse en dan vat jy van vers 11 tot vers 18 en jy sê dit langs mekaar. Die anti-kris, interessant, hy het uit die see uit opgekom, nee, en daardie see wil ek nog vir jou verduidelik. Dis nou nie letterlik die oseaan nie, nee. Interessant en ek wil nog vir jou vertel op 'n stadium waar die anti-kris moontlik gaan vanaf opstaan. Onthou hy moet vir die wêreld moet hy aanvaarbaar wees. So hy moet belangrik as jy na die anti-kris dink of oor hom dink, moet jy onthou, hy moet vir die Jode moet hy aanvaarbaar wees. So gaan hy uit Irak uit opstaan, gaan hy uit Sirië uitkom. As Johannes skryf, hy kom uit die see uit wat hy hom opsien staan, dan praat dit van nasies. Wat hy raak sien, die see van nasies. En hy sien uit daai see van nasies, hier staan 'n man op. En ek het verlede week vir jou gesê, hy is alreeds gebore. Hy word alreeds voorberei vir sy taak. Hy is alreeds op die verhoog van die wêreld, agter die gordyn wat toegeskuif is. En hy wag vir daardie oomblik dat die katrol gedraai kan word sodat die gordyn kan oopgaan en hy gaan instap as die superleier op die wêreld toneel. Hy het 'n handlanger, sy naam is die valse profeet. En kyk waar kom hy vanaf? Hy kom nie uit die see uit nie. Nou, u moet môre 'n bietjie my verdra. Ek gaan vanmôre hierdie teks vir jou baie mooi ontleed, want jy moet mooi sien wat die boek Openbaring sê. En hoekom doen ek dit? Omdat een van die kenmerke van die laaste tyd misleiding en verleiding is. Sodat jy nie in hierdie struik trap as jy ook dink hier kom hy uit op 'n wit perd, dan gaan jy ook dink is Jesus. Dis die vredevors nie. Nee, hoor gou mooi. Jesus het gesê in die laaste dae sal daar baie valse profete opstaan. Hulle sal mooi van buite lyk, maar van binne is hulle wolwe. En daar's baie wolwe vandag met skaapsklere aan. Hulle lyk mooi buite. Hulle lyk mooi. Maar hoor wat sê vers 11. Nou het hy klaar gepraat oor die anti-kris. Jy kan dan maar tel wat ek nou vir jou gaan sê. Nuwe op die skerm gaan jy dit weer sien. Interessant, daar's net 11 versies wat in die hele Bybel opgeteken is wat handel oor die valse profeet, maar 11 verskriklike verse. Dinamiet, as hierdie man beskryf word. Hy's 'n man en uit die aarde, hoor nou mooi. Die anti-kris kom vanuit die see. Hy kom vanuit die aarde. En ek het 'n ander dier sien opkom en hy het 2 horings gehad, net
soos 'n lam. En hy het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. Wie is die eerste dier? Die Antichrist. Hy voer al die mag van die eerste dier voor sy oë uit. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid. Wie gaan dit regkry om die Antichrist die mag te gee dat die wêreld hom kan aanbid? Die kerk, die valse profeet. Kan jy dit glo? Hier staan dit. Hier staan dit. Is jou Bybel ook so? Ek lees uit die ou vertaling uit. Kan ek dit vir jou lees? En nou, hoor nou hier. En hy oefen al die mag van die eerste dier. Wie is die eerste dier? Die Antichrist. So hy het die handlanger, die Antichrist. Hy voer al die mag voor sy oë uit en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid. Daar gaan twee tipes van aanbidding op aarde wees, kan ek vir jou sê. Satan aanbidding en Antichrist aanbidding. Hier kom alreeds die Antichrist aanbidding na vore. Waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, hierdie valse profeet. Hoor nou mooi wat doen hy. Hy doen ook groot tekens sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van mense. Wie het dit nog gedoen? Gaan seker vanaand daarby kom. Wie het dit nog gedoen? Jy sien, hy's 'n nabootser. Hy boots Elia na. 1 Konings 1 vers 10 tot 12. Elia het dit gedoen. Op Pinksterdag het God 4 soos tonge van vuur. Hy's 'n nabootser. Hoor jy binne in die kerk, hoe gaan mense in ekstase wees vuur uit die hemel uit. Hy moet God wees. As jy nie wake-up gaan wees nie, gaan jy na dieselfde struik trap en dan gaan jy nie weer as die Antichrist nie. So handlanger, wie se naam is die valse profeet, nabootser. Daar's een woordjie wat vir my sê, ek gaan dit nou vir jou wys. Vers 14, en hy verlei die bewoners van die aarde deur tekens wat aan hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak van die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig gewond het. Hoor hierdie woorde. Laat my so dink aan Daniël 3, die beeld van Nebukadneser. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat. Kom ek sê vandag vir jou, wêreldtegnologie het dit reg gekry. Hy is daartoe in staat, dis al reeds, gaan dit later vir jou wys. En maak dat almal gedood word wat die dier se beeld aanbid het. En hy maak dat aan almal klein en groot, die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorkop gegee word, sodat, hier's 5 dinge in hierdie vers, sodat niemand kan koop of verkoop, behalwe hy wat die merk of die naam of die dier of die getal van sy naam het nie. En die getal is 666, sê vers 18. Gerard, speel gou. Ek wil hierdie vir jou wys, dit was maandag aand op die nuus. Kyk hoe ver is dit op God se woord. Kyk, luister, waaroor praat mense? Hulle maak jou en my so gewoond. Kyk gou hierso. Plaaslike bloedblad op die JSE is nie net deur Suid-Afrika se 31% tarief veroorsaak nie, dis boonop aangehelp deur die dreigende ineenstorting van ons eie regering van nasionale eenheid. Nou professor Antoni van Nieuwkerk van Unisa se Thabo Mbeki Afrika Skool vir Openbare en Internasionale Aangeleenthede is hier om te help sin maak van die buitelandse invloede. Antoni, goeienaand, baie dankie dat jy vanaand hier is. Daar sit Donald Trump nou daar in sy nuut geplaveide Rose Garden. Hy gee vir ons 'n 31% tarief vir Suid-Afrika. Hoe op aarde reageer mense daarop, ook al die ander lande wat in dieselfde bootjie is? Is daar 'n nuwe wêreldorde nou? Ja, goeienaand Gustav, dankie vir die uitnodiging. Dis baie moeilik om te voorspel wat volgende gaan gebeur.
Trouwens, daar's party mense wat sê vandag, ons moet kyk na maandag se aandelebeurse, wat daar kan 'n ineenstorting wees van omtrent 20%. Ek weet nie of dit waar is nie. Jy kan nie alles glo wat jy lees op die sosiale media nie. Maar die punt is dat wat Trump doen en hoe mense daarop reageer is moeilik om te voorspel. Behalwe om te sê dat ons betree 'n nuwe wêreldorde onder die Trump-administrasie, en selfs al hou hy net vir 3 of 4 jaar, het hy vir J.D. Vance, wat dalk sy opvolger gaan wees, wat vir nog 4, ons praat van 10 jaar van 'n Trump-tipe van benadering tot die wêreldorde, en dit beteken dat baie dinge grondig besig is om te verander, en ons is aan die ontvangskant, en om jou vraag te beantwoord, wat kan ons daaromtrent doen? Min indien enige iets. Trouwens, Vrydag het ons regering se minister van buitelandse sake en handel en nywerheid. Ek gaan vir Gerard vra terwyl van tyd en om net daar te stop. Ek sal weer terugkom daarna. Het jy 'n paar woorde gehoor wat hulle daar noem? Wêreldorde. Sal jy deur die dag oplet hoeveel keer die woord wêreldorde oor die nuus kom? Een van die hy het dit daar gesê ook, daar's 4 stappe wat gaan plaasvind, wat die anti-kris, hy het dit hier genoem, finansiële markte van die wêreld moet ineenstort. Jy het dit gehoor, hy sê dit daar. Jy het dit gehoor. Wil ek het weer vir jou speel, maandag aand oor die nuus, gaan dat speel weer daai gedeelte. Hoor gou mooi wat sê hy. Hoor wat sê hy, hoe dit moet gebeur, die wêreldmarkte, hier staan dit. Hier staan dit, in die Bybel, ek haal uit die Bybel uit aan, vers 16 en 17, wêreldmarkte moet in duie stort, 'n nuwe geldeenheid moet ingestel word, 'n kontantlose samelewing moet kom, en daar moet gekoop word deur middel van 'n mikroskyfie wat op die liggaam, luister gehoor, luister weer, maandag aand was dit op die nuus, hoor gou so. Net weer daai deel. 30% tarief veroorsaking is boonop aangehelp deur die dreigende ineenstorting van ons eie regering van nasionale eenheid. Nou professor Antoni van Nieuwkerk van Unisa se Tabo Mbeki Afrika Skool vir Openbare en Internasionale Aangeleenthede is hier om te help sin maak van die buitelandse invloede. Antoni, goeienaand, baie dankie dat jy vanaand hier is. Daar sit Donald Trump nou daar in sy nuut geplaveide Rose Garden. Hy gee vir ons 'n 31% tarief vir Suid-Afrika. Hoe op aarde reageer mense daarop, ook al die ander lande wat nou in dieselfde bootjie is? Is daar 'n nuwe wêreldorde nou? Ja, goeienaand Gustav, dankie vir die uitnodiging. Dis baie moeilik om te voorspel wat volgende gaan gebeur. Trouwens, daar's party mense wat sê vandag, ons moet kyk na maandag se aandelebeurse, wat daar kan 'n ineenstorting wees van omtrent 20%. Ek weet nie of dit waar is nie. Jy kan nie alles glo wat jy lees op die sosiale media nie. Maar die punt is dat wat Trump doen en hoe mense daarop reageer is moeilik om te voorspel. Behalwe om te sê dat ons betree 'n nuwe wêreldorde onder die Trump-administrasie, en selfs Hy sê min of meer 4 jaar en hy koppel dadelik 'n tyd tot en met 10 jaar. Teen die tempo waar dinge besig is om te geïmplementeer te word, vriende, baie vinnig. So ek wil hê jy moet wakker slaap. Ek wil hê, liewe gemeente, liewe kind van die Here, ek en jy moet wakker slaap en ons moet sien wat aan die kom is. Ek wil graag vanmôre 'n bietjie met jou praat oor hierdie dier wat uit die aarde uitkom. En Johannes sê ek het 'n ander dier uit die aarde sien opkom, en let nou mooi op wat sê hy. Hy sê, en hy het 2 horings gehad. Daar's 'n baie interessante woordjie. Net soos 'n lam. Is daar iets wat vir jou aanskakel? Baie interessant, ek wil daai vers, al kom ek net by daai vers vanmôre uit, maak nie saak nie. Maar ek wil vir jou sê, en ek wil hê jy moet insien wat sê God se woord. Baie interessant, hierdie gedeelte, hierdie van vers 11 tot vers 18, dan gaan ek 3 ander verse vir jou wys. Dis die enigste verse in die hele Bybel wat vir ons detail gee en detail neerskryf omtrent hierdie komende valse profeet wat op die wêreldtoneel gaan instap. En hierdie verse, kom ek noem dit is nou dis nou maar 11 verse, handel alles oor die rol, hoe hy dit gaan kom doen, wat hy gaan kom doen, en dan ook oor al sy
aktiwiteite. Ek sê vir jou, daar is 3 ander verse, daar is dit, ook in die boek Openbaring 16 vers 13, Openbaring 19, 20 en Openbaring 20 vers 10. Net daai verse praat oor die valse profeet, dan maak die Bybel toe. En hy sê niks verder weer aantrend, maar ek wil vir u sê, daai verse, kragtige verse, want hy beskryf alles. So net 11 verse in die hele Bybel sê vir ons wat die doel van hierdie persoon en wanneer hy gaan kom, hoe hy dit in 'n kort tydjie dan ook gaan regkry. So as jy die boek Openbaring aandagtig deurlees, dan gaan jy agterkom dat die Bybel praat van 3 diere, dis nie letterlike diere nie, dis voorstelling, soos 'n lam, voorstellings, maar hierdie 3 diere stel 3 persoonlikhede voor, 3 persone wat 'n groot rol gaan speel. So dis die draak, as jy oor die draak lees in die boek Openbaring, dan weet jy dadelik hy praat oor die Satan self. Hy word voorgestel as die draak. Dan is die anti-kris, en ek wys weer vir jou, hy kom uit die see uit, en dan oor hierdie persoon wat ek vanmôre so 'n tydjie wil vat om met jou oor te praat, die valse profeet, en hy kom vanuit die aarde. So jy moet nou mooi kyk. So hierdie 3 persone, hierdie 3 persoonlikhede gaan 'n nuwe dispensasie op aarde gaan hulle betree. Hulle gaan ingestap kom, hoor gemooi. Wow! Die aarde gaan reg wees, die wêreld gaan reg wees, die wêreld verhoog gaan reg wees. Hulle gaan net ingestap kom. En hoor gemooi, hulle elkeen het 'n spesifieke doelwit. Die valse profeet het 'n doelwit. Ek gaan dit vanmôre vir jou wys. Die anti-kris het 'n doelwit. Die draak, die Satan het 'n doelwit. En as ek daai 3 doelwitte, daai 3 persoonlikhede se doelwitte saamvat en saamgooi, daar is hy. Globalisme, wêreldoorheersing, totale beheer oor die hele wêreld wat die anti-kris gaan hê, en dan gaan hy eis en die valse profeet gaan dit regkry dat daar wêreldaanbidding gaan wees. En vir dekades, baie jaar is hulle al besig om hard agter die skerms, hoor gemooi, as ek nie daarby gaan kom nie en jy mis dit, daar's 3 groot organisasies wat vandag, en kerke behoort aan hulle, dank God, ons behoort nie aan hulle nie, 3 groot organisasies wat hard agter die skerms werk, en hulle werk om daardie doelwitte, kan jy glo 3 Christelike organisasies werk hard om die Satan, die anti-kris en die valse profeet se doelwitte te verwesenlik. Kan jy dit glo? Kan jy dit glo? Ek wil vanmôre vir u sê, in die tyd waarin ons onsself bevind, in die tyd waarin ons lewe, in die tyd van hierdie wêreld, leef ons vlak voor die verskyning van hierdie 3 diere, hierdie 3 persoonlikhede. Asook die doel wat ek en jy beleef al, vriende, hoor gemooi, maak jou ore oop en maak jou oë oop. Jy is so besig met Farao en om Farao te dien, dat jy hoor nie wat om jou aangaan en jy sien ook nie wat om jou aangaan nie. En ons smaak dit. Ek wil net so 'n bietjie weer terugkom na die anti-kris, wat gaan sy rol wees? En ek wil dit vir jou wys, omdat ek nou by dinge gaan kom wat mense geskryf het, baie jare al terug, ons is in 2025, ek wil vir jou wys hoe God se woord waar kom. Die anti-kris gaan op die toneel stap as 'n politieke leier en 'n militêre leier. Hy gaan optree. Polities, militaristies. Dis hoekom hy die tweede helfte van die jaar, wat ek vir jou daar wys, die tweede 3,5 jaar gaan hy verskriklik militaristies optree. Verskriklik, bloeddorstig. Die anti-kris gaan 3 magsbases ook hê, waarvan hy die wêreld gaan beheer. Hy gaan 3 basisse hê, belangrike basisse. En hy gaan van daar die basisse af gaan hy opereer, hy gaan die wêreld regeer daardeur. Een wêreldregering. Daai 3 wat ek nou vir jou bekend staan daar, staan bekend as die nuwe wêreldorde. Het jy dit geweet?
Wat het dan maandag aand gesê, waarmee is Trump besig? Want hy is 'n pionnetjie. Donald Trump, president Donald Trump is 'n pionnetjie. En hy word geskuif. Hoor jy hoe praat mense? Hy het 4 jaar termyn. Hy het al reeds vir sy opvolger gesê wat miskien nog vir al sê in 10 jaar se tyd. Hoor gou mooi, die wêreld skuif hom reg. Hy word genoem die nuwe wêreldorde en die anti-kris gaan magsbasisse uit daai 3 gaan hy sy werk doen. Een wêreldregering. Kan jy sien hoe is die wêreld besig om een wêreldregering te word? Een wêreld godsdiens. Beleef jy dit al? Ons wil graag daarby uitkom vanmôre. Een wêreld godsdiens, ek wil vir jou sê, jy dit nou wil weet en jy dit wil hoor of nie. Die paus in die Romeinse kerk staan heel bo om te sorg dat hierdie wêreld een godsdiens word. Die Romeinse kerk. Uitlatings wat die paus maak oor die Christelike kerk en oor God se woord, sodat dit aanvaarbaar kan wees by die moslems, by die hindoes, by die towenaars. En dan een wêreldgeldstelsel. Jy hoor die markte gaan in duie stort, daar moet 'n nuwe koopmiddel kom op die wêreld, die dollar gaan uitfaseer, hy gaan val. Hou maar dop. Kyk wat gaan inkom, wat hulle nou eers gaan gebruik voordat hulle gaan kom by 'n heeltemal totaal en al kontantlose stelsel. So die vraag is, hoekom is die valse profeet, hoekom sê ek hierdie woorde? Dat die valse profeet is die anti-kris se handlanger. Hoekom sê ek hierdie woorde? Hoor mooi wat ek vir jou sê. So as die anti-kris die politieke leier is, polities, en die militêre leier, en dat die Bybel sê, hy moet op die ou einde aanbid word, moet daar 'n stelsel wees, daar moet 'n stelsel in plek kom, wat gaan maak, dat hy aanbid kan word. Daarom gaan die valse profeet, gaan die wêreld voorberei. Kan ek weer vir jou sê, ek hoop dit sak in, die valse profeet is 'n godsdienstige leier. Die wêreld gaan die kerke gebruik, hoor gou mooi, om die wêreld reg te skuif, sodat mense die anti-kris kan en moet aanbid. Beskryflik. Mag ek vir jou dit hier sê, want dit gaan uitkom iewers in my boodskap. En ek gaan dit heel laaste vir jou lees. Openbaring 14 sê dit en Openbaring 20 sê, as jy gaan staan en weier om hom te aanbid. Hoor mooi, die Bybel sê dit. Daar gaan nie 'n verhoor plaasvind nie. As hulle sien jy staan, Nebukadneser in Daniël 2, hy het 'n beeld van homself laat maak en hy het gesê almal moet voor hom neerbuig en Daniël sy 3 vriende het geweier om voor hierdie beeld te buig. Hulle is daarom in 'n vuuroond gegooi. 'n Vuuroond. En toe hulle daaruit kom, die vuuroond was meer en meer warm gemaak, dubbel so warm gemaak. Hulle het daar uitgekom sonder om na vuur te ruik. Is nie wonderlik nie. Want God het hulle bewaar. Maar hoor gemooi. Ek wil jou waarsku. Ek wil vanmôre vir hierdie gemeente waarsku. Die Bybel sê as jy nie gaan buig voor hierdie man, die anti-kris, gaan hulle jou net so vat sonder 'n verhoor en jy gaan onthoof word. Here agility. Jy gaan onthoof hê. Jy weet as al so ver in die Bybel. Het jy geweet? Jy lyk geskok. Blaai gou saam met my. Kom ek wys jou sommer nou. Blaai gou saam met my na die boek na hoofstuk 20 toe. Openbaring. Ek wil gou net eers hierdie vers lees, dan gaan ek terug. Hoor gou hierso. Openbaring 20 vers 4. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is. Oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie. Hoor nou mooi, hoor die kenmerke, hoor die vereis.
en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. Hoor gemooi, 3 dinge. As jy nie wil buig voor die anti-kris nie. As jy die merk gaan ontvang op jou voorkop of op jou hand, hoor gemooi, moet nooit sê jy het nie geweet nie. Ek waarsku jou vanmôre op hierdie Sondagmôre, jy gaan net so gevat word. As jy die dag moet agterbly nadat die bruid weg is, en jy besluit, hoor gou mooi, jy besluit daai dag, ek het eintlik 'n vals lewe, ek het 'n vorige lewe gelewe. Ek het gemaak of ek die Here Jesus ken, maar ek het agtergebly. En Here, U weet, hoor gou mooi, as jy vandag nie die Here kan dien nie, sê dit daar nog moeiliker. Maar sê nou maar, soos die Jode speel 'n groot rol, daar gaan 144.000 sendlinge wees en hulle gaan evangelisasie doen en daar gaan mense tot bekering kom in die groot verdrukkingstydperk, baie moeilik, hulle gaan met hulle lewe boet, hoor gou mooi. En die Bybel sê, die wat nie gebuig het voor die anti-kris nie. Ek wil jou iets wys in sy 5-punt plan. As jy dink, jy gaan nog nooit vir die res van jou lewe agtervolg word en dopgehou word nie, daar is stelsels in plek in sy 5-punt plan, waar jy jou privaatheid en jou vryheid gaan verloor. Hulle gaan jou vir 24 uur per dag dophou. Hulle gaan jou doen en later, weet jy. Jy kan nou sê, weet jy, ek gaan maar daar in my buitekamertjie die Here dien en daaroor gemooi. Hulle sê, gaan kom skep, sonder 'n verhoor, gaan jy onthoof word. Hoekom word dit? Jy buig nie voor hierdie man nie. Die valse profeet is besig. Die valse profeet, hoor gou mooi vriende, dit wat vandag in kerke aangaan, wil ek vandag vir u sê, hulle is ryp. Hulle is ryp vir die anti-kris om oor te neem. En weet jy waarmee is ons besig? Ons breinspoel mense. Ons maak hulle sag. Ons sê vir hulle maar net om so aan te gaan. In plaas daarvan dat ons mense waarsku. So hy gaan dit regkry. Kyk wat sê vers 1. Gee my net so 'n bietjie. Dis 5:11. Ek wil net hierdie teks vir jou ontleed. Kyk gou hierdie vers. En uit die aarde. Hoekom sê hy uit die aarde? Kyk, dis wat ek vir jou wil sê, 'n ander dier. Ek wil net so 'n bietjie oor uit die aarde, voordat ek by die inhoud van hierdie verse by hierdie gedeelte kom. Kyk die inligting, hoor mooi, die inligting. Hy's 'n nabootser, hoor. Jy moet hierdie woorde onthou. Ek het vir jou gesê, die Bybel sê, die valse profeet, die anti-kris, is 'n nabootser van die drie-eenheid. Jy kry die goddelike drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Jy kry die sataniese drie-eenheid. Jy kry die Satan, die draak, jy kry die anti-kris, jy kry die valse profeet. Kyk mooi. Kyk hierdie eerste gedagte wat ek vir jou wil hou. Hy kom uit die aarde, sy voorkoms. Kyk hoe lyk hy. Kyk hoe lyk hy. Hy kom vanuit die aarde. Jesus het vanuit die hemele gekom. Sien jy naboots hy? Hy's 'n naaper. Jesus, die Seun van God, kom uit die hemel uit. Maar hierdie profeet, 'n godsdienstige leier, hy kom nie uit die hemel nie. Glad nie. Die Bybel sê, hy kom vanuit die aarde, hy's aards. Wat beteken dit? Hy kom uit hierdie wêreldsisteem. Snap jy alreeds iets? Hy kom uit hierdie wêreldsisteem. En hierdie vers sê nog iets baie duidelik. Hy sê, hy verskyn as 'n lam, soos 'n lam met 2 horings. Wat sê hierdie vers? 'n lam, hy is so onskuldig. So die heel eerste indrukke van hierdie valse profeet as hy op die wêreldtoneel gaan instap, met sy verskyning gaan wees, absolute onskuld. Wow. Botter kan in sy mond nie is, kyk hoe mooi is hy. Hy, wil vir jou wys, as ek nog een merk vir jou gaan noem, maar hy's 'n nabootser. Hoor gou mooi, hoekom sê ek dit vir jou? Hy is 'n valse lam. Hy kom uit die aarde, so hy is die lam van die wêreld. Hy is die lam van God nie. Hy is 'n onegte lam. Die lam van die Satan.
O, Jesus, dis die lam van God. Johannes sê in Johannes 1:29, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld sou wegneem. Nee, hy kom op die toneel uit die aarde, dis aards. Hy kom uit hierdie wêreldse stelsel uit. Hy is die lam van Satan. Die lam van hierdie draak. Graag wil ietsie sê. 'n nabootsing van die Here Jesus. Jy sien, hy moet daar in die kerk inkom, dat dit nie skokkend sal wees nie. Hy gaan nie in die kerk inkom soos die duiwel ons omkeer met 'n vark met 2 horingkies nie. Nee, hy gaan inkom soos 'n lam, onskuldig. Onskuldig. Jy sien daar die lam met 'n klein lettertjie. Maar wanneer ek lees van die lam van God in Johannes 1:29, daar is die lam, dan vind ek 'n hoofletter. Interessant, jy moet net so 'n bietjie die boek Openbaring deurlees, dan gaan jy agterkom, elke keer as daar verwys word na die lam met 'n hoofletter, die lam van God, 29 keer kom dit in die boek Openbaring voor. Daar's 'n groot verskil tussen 'n hoofletter en 'n klein letter. Die lam van God. Hier kom 'n ander godsdienstige leier. Soos 'n lam om mense te verwar. En hy skwan sy is die lam. Hoor jy hoe gaan mense praat? Wow. Hierdie persoon wat geopenbaar gaan word, gaan die Here Jesus in elke opsig gaan hy hom naboots. Maar weet jy wat sê die Bybel? Toe hy sy mond oopmaak, sy voorkoms is soos die van 'n lam, maar die oomblik toe hy sy mond oopmaak, praat hy nie soos 'n lam nie. Jy kan aan sy spraak hoor, hy's 'n Satanskind. Hy is vanuit die aarde. Sy spraak sê iets. Dis 'n vreemde klank. Dis nie 'n lam nie. Hy praat soos 'n draak. Snap jy dit? Ek is by vers 1, vers 11 van hoofstuk 13. Om net vir jou in te bring in hierdie hoofstuk in, om vir jou te wys met wie ons hier te doen, vriende. 'n Nabootser. Dis iets onnatuurliks wat hierdie vers sê van hierdie lam. Hy sê, daar's 2 dinge wat onnatuurlik is. Hy sê, hy het 2 horings gehad. Het jy al 'n lam met horings gesien? Sê gou vir my, het jy al 'n lam met horings gesien? Hoor gou mooi as jy die Bybel lees. Parkeer daarby. Parkeer by daai vers. Wow, kyk wat sê hierdie vers. Jy word gevang deur die woordjie soos 'n lam. Dit moet dan hierdie lam met horings gehad. Hy het 2 horings. En die tweede onnatuurlike ding, hierdie spraak, hy praat soos 'n draak. Daar's 2 onnatuurlike dinge van hierdie lam. Hoe kan 'n lam horings hê en hoe kan hy praat soos die van 'n lam? Kan ek vir jou net gou die eerste een wys? Hy het nie horings gehad nie. Horings in die Bybel praat van mag en gesag. Mag, gesag, hy het 2 horings. Mag en gesag. Hierdie vals profeet, hierdie godsdienstige leier wat op die deel, hy gaan mag hê, gaan vir jou wys. Hy gaan gesag hê. Hy gaan nie 'n lammetjie wees nie. Jesaja sê 53 sê soos 'n lam wat na sy skeerplek gelei was, soos Jesus, sag, oorgegee. Ja, hierdie lam nie, hy gaan vaskom. Hy gaan vaskom. Waar gaan hy sy mag en sy gesag kry? Wat sê die Bybel? Die Bybel moet homself sê. Hy sê hy het sy mag gekry van waar af? Van die draak, die Satan. Die Satan gaan vir hom al daardie mag gee. Ek wil net gou iets hier sê, dis op my hart. Toe Jesus aarde toe gekom het, toe het hy 3,5 jaar hier op aarde gewees. Toe het hy mag en gesag van sy Vader ontvang. Hy het 'n baie spesiale salwing gehad om sy bediening op aarde te doen. Hoe weet ek dit? Handelinge 10 vers 38 sê,
dat Jesus is deur God gesalf. En soos wat hy gegaan het, het hy mense gesond gemaak, het mense aangeraak. Mense se lewens het verander. Dan eindig die vers met hierdie woorde, omdat God by hom was. Hoor gou mooi. Hoor wat ek nou vir jou sê, 'n nabootser. Die anti-kris, die valse profeet, veral die godsdienstige leier, die valse profeet, gaan net so 'n salwing hê. Hy gaan net so 'n salwing met klein lettertjies van die Satan self kry. Hoekom het hy daai 2 horings? Hoekom het hy mag en gesag nodig? Kan ek net vir jou sê? Hy moet toesien, hy het 'n werk. Dis sy doelwit. Hy moet toesien dat die wêreld die anti-kris in plaas van die lewende God, hoor gou mooi. Ek weet nie en ek kan dit nog nie raak sien van hoofstuk 5 tot en met vers 9, hoofstuk 19 van die boek Openbaring, dat God iewers in die prentjies is. Daar gaan nie lewende God aanbidding op aarde plaasvind nie. Daar gaan anti-kris aanbidding en Satan aanbidding op aarde wees in daai 7 jaar. Hy gaan die wêreld, hy gaan toesien dat mense, hoor gou mooi, as Johannes daaroor praat, dan praat hy oor skares. Hy praat oor menigtes wat voor die beeld buig. Menigtes. Skares. Daar's dit wat ek vir u oor en oor sê. Soos sy spraak was normaal, dis die tweede abnormaliteit wat ek in hierdie vers sien. Sy spraak is duiwels. Vals. As jy hom hoor praat, dan sê jy nee, plastiek. Hy gaan duiwels geïnspireerd wees. Meesterlik. Oorredend. Maar as hy praat, gaan dit hartroerend wees. Dit gaan mense raak. Maar gemooi. Hy gaan die vermoë hê om mense op te sweep. Hy gaan mense in beweging kry. Hy gaan die vermoë hê om skares te beïnvloed. Gaan lees dit in daai 11 verse. Hy gaan die vermoë hê om mense te manipuleer en te hipnotiseer. Kan ek vanmôre vir jou sê, jy wil dit nie glo nie, maar dit vind plaas in die kerk. Jy word op kweekskool geleer oor 2 tipes van uitnodigings wat jy maak. 'n Siele op die siele krag gebruik te maak, op die emosie van die mens, die emosionele lewe van die mens. Maar gemooi, die valse profeet gaan op die emosie gedeelte, die emosionele, die siele lewe van die mens konsentreer. Hy gaan mense so hipnotiseer. Het jy al gehoor van dienste? Dan staan die pastoor, die leier daar, dan bring hy mense in beweging, hulle gee hulle goue kraaltjies, hulle gee hulle Rolex horlosies, hulle sit hulle bankkaart. Het jy dit al gehoor? Hoor gemooi, het jy dit al gehoor? Het jy dit al gesien? Die siele lewe. Die tweede aspek is die Heilige Gees oortuiging wat daar is. Hierdie man gaan die siele lewe, hy gaan daarop konsentreer. Kom ek sê vir jou, in my geestesoog, as ek voorberei, sien ek 'n beweging. En ek sien daar verskyn 'n man op die toneel, geïnspireerd. Maar as ek hom so dophou, dan sê ek, dis die grootste bedrieger wat daar is. Hy's 'n misleier. Hy's 'n duiwelskind, want hy praat, en hy lyk soos 'n lam, met 2 horings. Mag. Gesag. Ek wens ek het tyd. Wat sal sy taak wees? Jy sal nie vir my kwaad wees as ek dit vanaand weer vir u noem nie. Sy taak gaan wees om een wêreld godsdiens. Om een wêreld godsdiens. Ek gaan vanaand daar met jou praat. Om een wêreld godsdiens te implementeer. Gerard, skryf maar
die fotootjies net gou daar van die kerke. Dis daar na my einde toe. Kyk gou mooi. Ek wil vir jou wys hoe kan jy dit doen. Wie gebruik dit? Daar's drie hoofgroepe, ek wil dit net vir jou noem. En net vir jou wys. Terwyl Gerard dit soek, ek haal aan, dis op die bord. Professor Johan Malan het die volgende geskryf, dis baie jare terug. Hy het 'n boek geskryf oor Openbaring en hy sê hierdie woorde: die nuwe wêreldorde, en ek haal aan, daar staan dit. Die nuwe wêreldorde wat vandag baie vinnig 'n werklikheid word, sou nooit kon slaag as dit bloot net op politieke en ekonomiese strukture gebou moes word nie. Hy skryf, hy sê 'n essensiële en onlosmaaklike deel van so 'n nuwe orde sou verseker die godsdienstige sy daarvan wees. Wie gaan dit moontlik maak? Hoe het hulle dit gedoen? Daar's 'n beweging met die naam van Chrislam. Christendom en Islam. Staan bekend as Chrislam. En dan vir jou statistieke wys, maar ek wil net vir jou hierdie wys. 3 groot instansies wat tans al die wêreld vir jare, vriende, hierdie ene dis in 1986 gesê, in 2025 is 2015 is die dinge gesê, maar ek wil vir jou wys, 3. Die eerste is die Romeinse kerk, die paus. Wat gaan doen die paus? Die Christelike geloof is nie die enigste ware godsdienst nie, daar is verskeie ware godsdienste. 20 Junie 2015 verklaar die paus dat die Koran en die Bybel, die woord van God, dieselfde boek is. Die paus, die Romeinse kerk. Geen wonder dat Openbaring 17, God gaan die Romeinse kerk hard straf, baie hard. Tweede groep is die wêreldparlement van godsdienste. Elke jaar kom meer as 7000 afgevaardigdes van protestante, Romeinse Katolieke, moslems, hindoes, boeddhisme en towenaars bymekaar. 7000. Wat hoe kom hulle bymekaar? Een wêreld godsdienst. To unite religion, one world religion. Derde groep, hoeveel van ons arme ou kerkies behoort aan die wêreldraad van kerke? Maar wat sê hy? Die wêreldraad van kerke wat tot onlangs as 'n Christelike organisasie voorgehou is, ontken tans openlik dat Jesus Christus die enigste saligmaker van die wêreld is en beweer dat die saligheid deur ander gelowe bereik kan word. Ons moet behoort aan die wêreldraad van kerke. Kom ek wys gou vir jou hoe ver is dit? Vir jy wat vanaand nie hier kan wees nie. One World Religion, Chrislam. Opening 2022. Glo dit? Glo dit? Die wat nog kerk speel, word wakker. One world, daar staat dit. Sien jou broer. Hulle praat van mekaar broeders. Hulle verwys na mekaar as broers. Sien jou? Hy spreek sy seun uit op one world religion. Islam, die Christendom en die Jode op een terrein. One world religion. Ag, dis reg. Ons moet hom nie so kras wees nie. Ons moet hom nie so oordeel nie, nê. One world religion hoofkantoor completed open in 2022 daar sê. So die moslim aanbid daar, die Jood aanbid daar en die Christen aanbid daar. Het hulle mooi gemaak vir die nag ook.
Antichrist will go there. Hoekom nie hier nie? Hy gaan in die tempel sit, kan jy dit glo? Jy met my? Jy wakker? Dis laat op God se horlosie. Hy gaan daar sit. Hierdie is klaar voltooi. Sê vir my, is jy reg as Jesus kom? Ek wil vir jou sê, dit gaan verskriklik wees om op aarde. Nou moet jy net nog een saam met my blaai, dan is ek regtig. Hoor gou mooi. Blaai saam met my na Openbaring 14 toe. Ek moet dit vir u lees. Ek wil nooit hê u moet eendag sê, ek het nooit vir u die waarheid, alles van die waarheid gebring nie. Hoor wat sê, dis net na Openbaring 13 kry Openbaring 14. En ek lees vir jou 'n paar verse ten slotte van vers 9 af. Ek begin, is daar, Openbaring 14 vers 9. 'n derde engel het hulle gevolg met 'n groot stem en gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorkop en op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van die toren, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van die pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie, want hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Dis korrek. Weet jy hoe dit gaan werk? Kyk gou saam met my weer na Openbaring 20. Kyk hoe Openbaring 19 vers 20, ekskuus tog. Ek lees vers 20, en die dier is gevange geneem, die Antichrist. Dis wanneer God op die toneel kom, vriende, dit gaan 'n verskriklike oomblik wees. En die dier is gevange geneem, die Antichrist. En saam met hom sy handlanger, die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, vir wie? Wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee, die dier en sy handlanger, die valse profeet, in die vuurpoel wat met swaal brand gegooi. God se woord. En dis die hoogste gesag. En ek buig my hele lewe onder die woord van God, want dit is die waarheid. Ongeag wat die paus sê. God sê, ek gaan daai woord waar maak. As jy die merk of hier vat, op die hand of op die voorkop, regterhand. Ek wil nou met jou praat oor die 5 plan wat hy implementeer. Hy gaan dit regkry. Maklik, hy gaan 5 dinge net so omtrek sit. En ek jy gaan val daarvoor. Hulle wat gaan agterbly gaan val daarvoor. Daar's geen ander manier hoe om te verskoon die Engels te survive as ek nie daai 5 vat. Mag ek jou vra asseblief, as dit moontlik is, hy vanaand hier wees. Ek wil graag dit vir jou wys. Here Jesus, wat sal ons vanmôre sê? Ons sien dit, ons hoor die taal wat die wêreld begin praat, wêreldorde, markte wat ineenstort. God se woord sê dat hy dit verklaar. Ag, ons doen so alles, Here, om rand en sent bymekaar te maak en die bankrekening te sit en te leef, en dit is waar ons tyd ingaan, en ons moet werk, Here, ons moet fliks wees, ons moet, maar Here, wat baat dit die mens, Markus 8:36, dat hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly. Hoe jaag ons agter Farao aan, ons het nie tyd vir God nie, ons het nie tyd om ons siele, om ons stassies geestelik te pak nie, en Here, as U moet kom, as U nou moet kom, ek wonder hoeveel sal in hierdie kerk agterbly. Ek wonder hoeveel sal saamgaan, Here. Ek wil bid, Here, Heilige Gees van God, bringe onrustigheid, werk vandag, skommel maar, Here. Skit uit soos mense mieliesak van binne na buite uit skit, Here. Maak onrustig. Bring ons daar, Here, waar ons U sal soek met alles wat binne in ons is. Dat ons sal deurbreek, die lig sal deurbreek, 'n vlam in ons hart sal plaas, dat
ons iets sal doen, Here, en dat ons op datum vir U sal lewe. Dankie dat ek dit vir U kan vra, Here. En terwyl al die hoofde gebuig is en al die oë toe is, ek weet nie. Ag, ek wens ek kan weet waar jy met die Here staan. Maar ek wil jou waarsku vanmôre, dis 'n verskriklike tyd. Moenie wag vir 'n sterfbed oomblik nie. Moenie wag vir 'n sterfbed bekering nie. Moenie wag. Moenie daai kans vat om agter te bly. Miskien as Jesus kom. Nee, jy gaan dit nie eens hoor nie. Nou. Ek gaan vanaand 2 dinge vir jou noem. Vanaand vir jou noem die 5-punt plan. Dan gaan ek vir jou praat oor die ontvlugtingsmetode. Hoe kan ek dit ontvlug? Die Engels is so mooi. An escape route. Ek het seker gemaak dat ek ken daai plan. Ek weet hoe om te escape. Ek weet wat om te doen. Ek wil jou inlig. Ek wil jou deel van daai plan maak. Sal jy kom? Sê jy wees? Dankie Here Jesus dat ons dit vir U kan vra in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af. Ons moet met hierdie lied net afsluit. Ek is ver oor my tyd. Ek vra nie om verskoning nie. Ek wil dit graag met jou deel. Hoor hierdie lied op jou pad kom 'n dag. As jy God bly verwerp. Waar sy gees jou vergoed sal verlaat. Jy ontvang en geniet wat die wêreld jou bied, maar bereken wat dit jou na sal maak. Op jou pad kom 'n dag as jy God bly verwerp, waar jy sy gees vergoed kan verlaat. Jy ontvang en geniet wat hierdie wêreld jou bied, maar bereken wat dit hierna sal baat. Weet jy wat dit sal kos as God jou nie verlos? Al het jy eer en rykdom behaal, jy het nog alreeds miskien te ver weg gedwaal, maar bereken wat dit hierna sal baat. Jy verruil dalk jou hoop op 'n hemel daarbo, vir plesier se genotvolle maag, vir aantreklikhede skoon deur die sonde vertoon, maar bereken wat dit hierna sal baat. O, die deur van sy genade staan nog vir jou oop, voor sy liefde jou vir ewig verlaat. O, steek jou hand net uit na hom, fluister nou Here, ek kom, en bereken wat dit hierna sal baat. O, weet jy wat dit sal kos as God jou nie verlos?
te ver weg gedwaal, maar bereken wat dit hierna sal